Kom ons bid saam. Vader, ek dink aan daardie dag wat Jesus 'n klein kindjie op sy skoot getel het en gesê, die evangelie is so eenvoudig, dat 'n ma die evangelie aan haar kind kan verduidelik. En dat Jesus gesê het, maar moet die kindertjies nie verhoed om na my toe te kom nie, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En vanoggend, Here, is dit ons gebed dat ons die evangelie, die goeie boodskap, dat U vir my sal lei om dit so eenvoudig te kan oordra, dat elke kind dit ook sal verstaan. Dankie, Here Jesus, dat U op die lydingsweg vir ons kom sê het wie U is. Dat ons U unieke Godheid in hoekom U mens geword het, kan verstaan, dit kan glo en dat dit 'n ewigheidsverskil in ons lewe kan maak. Seën ons as ons vanoggend ook praat oor wat dit beteken het toe U gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Seën vir ons as 'n gemeente saam rondom U woord wat ons nou gaan oopmaak en daaruit gaan lees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, julle kan die Bybel oopmaak by Johannes 14. Die skriflesing is vanaf vers 1 tot 7, maar ek in Salonika het dit so bietjie verander, dat ons gaan dit nou so saam lees, dat almal dit kan verstaan. So, wat ons gaan doen is, ons gaan julle so eentjie terugvat, Salonika, jy kan so vashou, na wat gebeur het. Onthou, ek het nou gesê, ons het Vrydag vier ons Goeie Vrydag, so die donderdag aand, voor Jesus gekruisig is, het Jesus die nagmaal ingestel, het hy die brood geneem, God gedank, dit uitgedeel aan die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam, dit is vir julle. Net daarna die wyn, drink, dit is my bloed, dit is vir julle. En toe gaan verraai Judas Iskariot, mos vir Jesus, en hulle kom neem Jesus gevange, en Vrydag gaan ons dit herdenk, die dag wat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Maar nou is ons by vandag se boodskap, by daai donderdag aand, nadat hy al die brood gebreek het, nadat hy al vir die mense, of vir die disippels gesê het, neem, eet, dit is my liggaam, dit is vir julle. En ek en Tannie Salonika gaan so 'n bietjie 'n tweegesprek hê. Sy gaan baie keer Martha Maria wees, ander keer Petrus, ander keer Thomas, en ek gaan dan heeltyd sê wat Jesus sou gesê het. So, nou is ons daar terug, daar iewerste, en Jesus praat met die disippels, en sien julle self as een van daai disippels, en vra maar die vraag, maar sien vir julle self in die disippels se skoene. Jesus het vir almal wat daar by mekaar was gesê, my vriende, dit is my laaste maaltyd saam met julle, vir 'n baie, baie lang tyd. Hoekom is dit, Jesus? Het Petrus gevra. Jesus het gesê, onthou julle dat ek vir julle gesê het, dat ek gearresteer en seer gemaak en doodgemaak gaan word. Wel, dit begin alles vanaand, nadat ons klaar is met aandete. Ag nee, het sommige van sy vriende gesê. Sommige van hulle was te geskok om iets te sê. Sommige van hulle het begin huil. Ai julle, sê Jesus, ek gaan julle ook mis. En hy het ook 'n paar trane oor sy wange laat loop. Dit is nie regverdig nie, sê sy goeie vriendin Maria Martha, sy suster. Hoe kan u ons net so verlaat? Ons het so opgewonde geraak oor die koninkryk
van die hemele. Ons het U nodig om hier by ons te bly. Toe begin sy nog harder huil. Ek weet dit is moeilik, Maria, het Jesus gesê, maar dit is weens die koninkryk van God dat ek moet gaan. Wat bedoel U, vra Maria? Ek gaan by my Vader in die hemel wees, het Jesus gesê. Ek moet alles gaan gereed maak vir julle. Vir ons, vra Maria. Absoluut, Maria, sê Jesus. Julle is my beste vriende, julle almal in hierdie hele wêreld. Ek wil hê al my vriende moet vir altyd by my wees. Ek gaan maak plek vir al my vriende, sommer binne in my pa se huis. Sjoe, sê Petrus, jou vader se huis moet dan baie groot wees. Ja, sê Jesus, jy het geen idee hoe groot my pa se huis is nie. My vader se huis is so groot, dat daar 'n hele huis daarin is vir elke ene van julle. En julle sal vir altyd by my wees. Thomas het 'n snaakse blik op sy gesig gekry, asof hy regtig baie hard dink. Thomas, ek kan sien jy wonder hieroor, wat dink jy? Wel, dit is so, sê Thomas. Jy sal in jou vader se huis wees en ons sal almal hier wees. Hoe sal ons ooit ons pad vind na daardie huis uit waarvan jy praat? Ek sal julle 'n geheim vertel, sê Jesus. Julle moet net naby my bly. As ek en julle aan mekaar verbind bly, dan sal julle reeds by my en my Vader wees wanneer die tyd aanbreek. Jy sien, ek is die pad na my Vader se huis. Maar, stotter Thomas, maar hoe kan ons naby U bly as U weggaan? Laat ek net so 'n bietjie dink. Onthou julle wat ek so pas vir julle vertel het, toe ek die brood en die wyn gebreek het. Ek het vir julle die brood gegee, en ek het vir julle gesê, dit is my liggaam. Ek het vir julle, en ek het gesê, eet dit. Ek het vir julle die wyn gegee en gesê, dit is my bloed, drink dit. Julle het dit geëet en gedrink. Ja, sê Thomas vertwyfelend. Nou wel, hoe naby is daardie brood en daardie wyn dan aan jou? Dit is binne in my. Presies, dis reg so. En hoe naby is my liggaam en my bloed dan aan jou? Wel, ek dink dit is ook binne in my. Goed dan, sê Jesus. Ek is nou so naby aan jou, soos die brood en die wyn wat jy tydens ete gehad het. Ek is binne in jou, en ek sal altyd binne in jou wees. Hou aan luister na my stem. Hou aan om my, mekaar en die wêreld lief te hê. Hou aan om my te volg, en wanneer die tyd aanbreek, sal ek weer kom. Nou, daar sê dankie Salonika. As ons dit nou net so 'n bietjie in die Bybel lees, Johannes 14 vers 6, my Bybel is nou nie hier oop nie, maar vir die van julle wat Johannes 14 vers 6 daar het, kom ek lees dit gou vers 1 tot 7. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het, het ek vir julle plek gereed gemaak. Dan kom ek weer terug, en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons die weg daarheen ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader toe kom, behalwe deur my nie. Nou, baie van julle was dalk
hier in die vakansietyd nie in die kerk nie, maar ek kom nou so rukkie met 'n reeks, en Jesus doen iets hier baie spesiaal. Onthou julle, kom ek gaan terug na Exodus toe. In Exodus staan Moses daar by Exodus 3, by die brandende braambos, en die bos brand nie uit nie, dan staan hy nader, en dan begin die Here met hom praat. Dan sê hy vir Moses, jy moet die volk, Israel, uit Egipte gaan uitlei. Dan sê hy, maar Here, wat is u naam? Wie moet ek sê het my gestuur? En dan antwoord die Here, ek is wat ek is. Dan sê hy, nou maar wat is u naam? Wie moet ek sê? Dan sê hy, gaan sê vir die volk, ek is, het jou gestuur. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, God is van altyd af daar. Hy is God. Ons hoef nie te twyfel oor sy bestaan nie. Hy is God, ek is. En hy wil in 'n verhouding met ons staan. En dan, jare later, die profete kondig aan, die Messias gaan gebore word, en dan kom ons sê, breek Kersfees aan. Jesus word gebore, Jesus word groot, en dan begin hy vir die mense sê, hoekom hy hier is. En in Johannes kom sê hy 7 keer vir ons op 'n baie besondere manier, hoekom hy mens geword het, hoekom hy hier is. En dan elke keer, dan gebruik hy die woorde, wat God, Jahwe, die Here, in Exodus gebruik het. Elke keer sê hy, ek is. Nou as Jesus sê, ek is, dan sê hy, jy moet glad nie daaroor twyfel nie. Daar moet by jou geen twyfel wees nie. Ek is beslis, ek is definitief wat ek sê ek is God. En as God is ek. En nou vanoggend kom Jesus en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou, dit klink vreemd. Hoe moet ons dit nou verstaan? Jesus sê letterlik, ek is die pad, die weg, die pad na die Vader se huis toe. So, wie van julle, kom ek vra gou so, wie van julle was al in Hermanus? Hermanus? Was jy al in, kan jy my beduie, hoe ry mense Hermanus toe? Die regte pad Hermanus toe. Ok, wie van julle was al in Mosselbaai, of in Hartenbos? Wie was, daar sê, hoe ry mens Hartenbos toe? Hoe loop die pad? Ok, is 'n padkaart. Kyk gou 'n bietjie, hoe ry mens Hartenbos toe? Geef hom die Kreerwiltuin se padkaart. Kyk 'n bietjie daar, hoe ry mens Hartenbos toe? Af. Ry jy af. En dan waar draai jy links? By Kimberley. En dan verdwaal jy tot in jou peekie in. Maar wat sê daai padkaart? Hoe ry mense Hartenbos toe? Ek het vir hom die Wildtuin se padkaart gegee. Weet jy nie om 'n padkaart te lees nie? Nee, maar kyk, hierdie padkaart het R2.95 gekos. En hierdie padkaart, as ons gery het, het ons die padkaart gehad. Kom, kyk 'n bietjie man. Jy's mos 'n slim seun. Kyk, soek 'n bietjie daar. Hier's 'n beter een. Hier's sommer 'n landpadkaart. Tannie Salonika help. Daarso. Laat hulle gou 'n bietjie kyk. Waar is Hartenbos? Hoe ry mense Hartenbos toe? Hoe loop die pad Hartenbos toe? Dis Stella. Ja? Ja? Dan Kimberley. Nee. Daar loop jy 'n pad reguit van Vryburg af Kimberley toe nie. Wie sien daar te klaar verdwaal? Het julle wifi? Het julle 'n GPS in julle kar? Ag, ek dink
Ek dink deesdae gebruik almal, wie van julle pa se kar het 'n GPS of die telefoon? Dan ry julle, dan sê daai tannie, draai links, oor 200 meter, keep left, of draai regs. Daar sê, ag, Thomas Salonika. Ons het die pad. Het julle die pad? Gaat julle hom kry? Ok, mooi. Daar is hy. So, ek het nou vir julle gevra, beduie vir my die pad Hartenbos toe. Nou wil ek vir julle vra, wie weet hoe loop die pad hemel toe? Reguit op, ok. Reguit op. Maar daar's 'n manier hoe hy reguit oploop. Hoe loop die pad na Jesus se huis toe, daar waar hy vir ons wag? Hoe loop daai pad? Sê weer? Jesus. Daar sê, daai pad se naam is Jesus. Hoe loop die pad? Jesus. Jesus is die pad se naam. En dit is wat Jesus hier sê. Ek is die pad. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Nou, is dit nou een ding om te sê, Jesus is die pad. Maar wat beteken dit? As hy sê ek is, dan sê hy, kan ek my weer herhaal, ek self, ek wat Jesus is, net ek is die enigste pad na die Vader toe. Daar is geen ander manier om by die Here in die hemel te kom as net deur Jesus nie. Petrus het dit ook gesê, net Jesus bring die verlossing, niemand anders te nie. So, Jesus is die GPS. Jesus is die een wat sê, volg my en jy kom by die Vader. So daar's net een manier hoe ons by die Here in die hemel kan kom. En wanneer gebeur dit? As ons sou sterf, of as dit die wederkoms is, dan word ons opgeneem in die hemel. Nou, Jesus het net gesê, volg my. Ek is die pad. Volg my. Hoe volg ons Jesus? Wie weet hoe volg ons Jesus? Hoe volg ons Jesus? Om te bid. Ja. Dis reg. Dis reg. Want hy het vir ons die Bybel gegee. En gesê, hier is my woord, volg dit, leef dit. Maar hoe volg ons Jesus? Ek gaan op my knieë. En ek sê, Jesus, ek weet, ek is 'n sondaar, ek kan myself nie red nie. Ek neem U aan. U het vir my aan die kruis gesterf. Kom wees die verlosser van my lewe. En Jesus, U sit nou op die troon, U is Here. Ek nooi U ook in my hart as Here van my lewe. Dan is Jesus hier binne. Dan is hy my padkaart. As ek sou doodgaan, dan is ek die weg. Dan is Jesus die weg vir my na die Here toe. As ek by die poort van die hemel sou kom, en die Here vra vir my, hoi, hoekom moet ek jou in my hemel toelaat? Dan kan jy sê, want ek het die weg gevolg, ek het Jesus gevolg. Jesus sê, ek is die weg. Jou padkaart, steek hom gou in die lig op. Ja. Nee, die ander ene, daai Wildtuin padkaart. Ek het vir hom as prins 'n verkeerde padkaart gegee. Daar is die padkaart van die Wildtuin. Hy sou nooit Hermanus gekry het of Mosselbaai gekry het in daai padkaart nie. Die duiwel
Onthou verlede week, die van julle wat nie was nie, het ons gelees Johannes 10 vers 10, die duiwel wil net kom steel, kom slag en uitroei, hy lieg. Hy kom gee vir ons die verkeerde padkaart. Jesus is die regte padkaart. Daarom dat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid. Ek lieg nie vir julle nie. Kom ons steek gou die hand op. Wie het nog nooit gelieg nie? Wie het nog nooit gejok nie? Jy moet nie skaam wees nie. Ek sien daai man smaal breed. Hy is so bly, ek vra wie het al gejok, steek op die hand. Kom, wie het al gejok, steek op die hand. Ons is almal skuldig. Nou, daar's net een persoon wat nie sy hand sal opsteek as ons sou vra, wie het al gejok nie. Hy sal nie, wie het nog nooit gejok nie, en dis Jesus. Daarom kom Jesus by die tweede een, hy sê, ek en net ek alleen is die waarheid. So die duiwel sal nou so maak soos ek gemaak het, ek gee 'n verkeerde padkaart. Dan gaan jy nooit in die hemel inkom nie. Maar Jesus is die regte padkaart, hy is die waarheid. Nou het ek probeer dink, hoe kan ek waarheid verduidelik? Wie van julle het al 'n beker gewen in atletiek of iets? So beker, 'n trofee. Daar is hy. André, sien julle daai oom daar? Hy het 'n trofee gewen. Wat 'n trofee, André? Wat 'n een het jy gewen? Hy was 'n Victor Ladorm. Hy het al die items gewen in standaard 5. Toe sê hulle, jy is die atleet van die jaar. Het jy nog die beker? Is die wisselbeker, jy moet hom weer teruggee. Jy moet hom gaan haal en sê, dis joune. Maar het julle al gesien, daai bekers wat hulle uitdeel? Hy het so groot swart staander onder. Dan is daar so ietsiekie bo. Daai staander is om die trofee eintlik regop te hou. En as ek dink aan waarheid, dan is dit hierdie soliede staander. Die waarheid van ons geloof, laat ons nie wankel nie. Dit is Jesus. Kyk, hy skop so uit. Dan sê hy, ek is die waarheid. Ek lieg nie. Ek is die waarheid van julle geloof. Jy sal nie wankel as jy in my glo nie, want ek is die waarheid. So Jesus kom en sê, ek jok nie vir julle nie, ek is die waarheid en ek praat die waarheid. Jesus kom ook en hy sê, ons kan die Here net in gees en waarheid aanbid, deur die Heilige Gees en deur Jesus aanbid. So Jesus is ons padkaart, hy praat die waarheid as hy sê, hy is die enigste weg na ons Vader toe, en dan sê hy, ek is die lewe. Wie van julle wat hier sit is dood? Enige iemand? Julle lewe. Wys vir my bietjie julle lewe, want julle lyk vir my bietjie dood. Seker omdat ek julle maar so aan die slaap preek, nee. Ok, hoe wys dit? Wys 'n bietjie, daar so, hoe lewe julle? Staan op, spring. Lyk ek vir julle lewendig? Kyk, het lyk asof ek lewe, maar kom wys vir my, hoe lyk dit as julle lewe? Ok, Jesus sê, hy is die lewe. Wat sê dit vir ons? Dit wat ons verlede week gelees het, hy gee vir ons lewe in oorvloed. Dit beteken, as ek Jesus aangeneem het as my verlosser, hy is my weg, dan vat hy al my sonde weg. Wie van julle het hierdie week sonde gedoen? Ok, wie het nie? Hier's 'n paar soet kinders. Waar is jou ma? Sonja, waar is jy? Het hy nie sonde gedoen hierdie week nie? Jou ma sê, sy sal maar niks sê nie.
Nou, as Jesus sê, hy is ons lewe, dan bedoel dit, hy vat ons sonde weg, dat ons kan lewe. Dat ons met 'n lied in die hart kan leef, dat ons as kind van God kan leef. Maar as Jesus sê, hy is ons lewe, beteken dit, dat die dag as ek hier sou doodgaan, of as Jesus weer kom, dan kom haal hy my, dan het ek 'n huis in die hemel. Dan gaan ek vir altyd saam met hom lewe, vir ewig lewe. Het julle al gehoor van ewig lewe? Daai woordjie, ons hoor dit, maar wat beteken dit? Beteken, as ek hier doodgaan, dan gaan woon ek by my pappa in die hemel. Dan het ek die ewige lewe by Jesus, want hy is die weg. So kom nou wil ek vir julle vra. Jesus kom sê vandag vir elkeen van ons, ook vir 'n kind, hy is jou weg. Na die Here toe. Het julle al vir Jesus gevra, kom in my hart in? Het julle al? Wie het dit al gedoen? Steek op die hand. Daar is hy, hier so 'n paar hande in die lug. Wie wil dit vandag doen? Daar is hy, hier is 'n paar wat dit vandag wil doen. Nou, kom, sommer daar waar jy is, sommer so op jou knie, sak daar op jou knie, ons almal. Kom al die kinders, julle is nog jonk, as die ou oom dit kan doen, kan julle dit ook doen. Daar is hy. So, nou wil ek sommer julle moet saam met my bid. Ek gaan 'n sinnetjie bid, dan bid julle agterna. Is dit reg? Dankie Jesus, dat ek vandag hier in die kerk kan wees. Dankie dat ek kan hoor, U is die pad. Die pad na die hemel. En Jesus, dankie dat ek weet, U het vir my sonde gesterf. Weet, U het vir my sonde gesterf. Ek neem U aan as my verlosser. Dankie dat U al my sonde wegvat. Ek weet U is die Here wat regeer. Wees ook die Here van my lewe. Regeer in my hart. Heilige Gees, kom maak my vol, laat ek kan oorloop van liefde, en laat ek nie skaam sal wees om te getuig van Jesus. Getuig van Jesus. Amen. Daar sê. As jy hierdie gebed gebid het, dan kan jy vir mamma en pappa sê, ek ken die pad. Ek loop op die pad. Want Jesus is die pad. Ek gaan hemel toe. Dan kan jy dit vir mamma en pappa sê. Mamma en pappa, en ek is seker daarvan elkeen van julle wat vanoggend hier is. As jy dalk twyfel of jy op die pad is, gaan net op jou knieë, gaan vra vir Jesus, hy is die pad, om die verlosser, die Here van jou lewe te wees. Dan begin jy op daai pad loop. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dan loop ons op die pad. Daar sê hy. So, wat sê Jesus? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Kom ons gaan, daar's een ding wat Jesus wil hê ons moet doen. Hy wil hê ons moet dit vir almal gaan vertel. So in hierdie week, by die skool, sê julle vir al julle maatjies, vra julle vir hulle, ken jy die pad hemel toe? As hy sê nee, dan sê jy soos hy gesê het, Jesus is die pad. Neem hom aan. Volg vir Jesus. Is dit reg? Kan ek julle challenge? Gaan ek julle Vrydag hierso sien? Vrydag is goeie Vrydag, wat ons gaan praat oor Jesus wat gesê het, ek is die goeie herder, ek lê my lewe vir my skapies af. So as jy sê vir mamma en pappa, julle wil Vrydag weer, sien ek julle Vrydag. Gemeente, kom ons dien die Here met ons offer.